Goeiemôre dan ook aan elkeen wat vanoggend saam met ons luister aanlyn. Mag die Here ook sy woord in julle liggaam, siel en gees seën. Kom ons bid saam. Here Jesus, hier staan ons vanoggend, soos vele ander oggende, om vir U te sê dat as U nie hierdie woord by mekaar sit nie, Here, en as U hom nie rig nie, dan te vergeefs probeer ons. Here, hierdie liggaam van Christus op aarde het net een hoof, en dis Christus. En te vergeefs probeer iemand voorvat as herder, as die hoofherder nie lei nie. Want Here, ons is almal skape van U weide. Wil U asseblief U woord aan ons bedien, soos wat 'n herder sy skape neem na groen weivelde. Wil U vir ons voed daardeur? Wil U vir ons stig? Wil U ons in hierdie week instuur met 'n missie, om die boodskap van die goeie nuus van verlossing te bring aan net een persoon wat dit nog nie het nie. Mag ons lippe getuig van dit wat werklik leef in ons hart, en mag dit wees dat dit U self is, Christus Jesus. Amen. Okay. So hierdie week was vir my 'n moeilike week. En as jy nog nie in jou lewe met 'n gemoedstoestand gestruggle het, dan sal jy nie noodwendig weet waarvan ek vanoggend praat nie. Maar die van julle wat al deur emosionele moeilike omstandighede was, sal kan vereenselwig. En ek is nie 'n sielkundige of enigiets van die aard nie, so ek gaan nie vanmôre probeer om sielkundig met jou te werk op enige aard nie. Ek gaan vanoggend net probeer broos wees, en ek hoop jy kan my die geleentheid gun om broos te wees voor jou. Want ek wil wegtrek deur vir jou te sê, waar jy ook al luister na hierdie boodskap, jou pastoor of jou dominee is nie perfek nie. Jou voorganger, jou gemeente is 'n mens met swakhede, met karakterflaws. En as jy gaan verwag die persoon aan die voorkant mag nooit foute maak nie, dan is jy heel waarskynlik die een wat daai gemeente opbreek. Want mense loop as 'n voorganger foute maak, nê? Jy sien dit oral. Ek onthou die dag wat iemand vir my ek dink dit was 'n so 'n geskrewe gedeeltjie aangestuur het van Billy Graham. Nou julle almal weet wie's Billy Graham en watter groot verskil Billy Graham in die wêreld gemaak het evangelies. Maar Billy Graham het 'n baie goeie vriend gehad met die naam van Jimmy Swaggart. En die dag toe dit uitkom dat Jimmy Swaggart geval het, en dat Jimmy Swaggart egbreek gepleeg het, toes Billy Graham se eerste woorde terwyl hy op sy knieë val, nie, hoe kon jy dit doen nie? Billy Graham se eerste woorde was, wat keer dat dit nie met my gebeur nie? Sien, Billy Graham het iets verstaan, dat wanneer Jesus sê, wanneer die Bybel sê, ons het nie 'n voorganger, ons het nie 'n hoëpriester, wat nie medelee het met ons swakhede nie, het Billy Graham iets verstaan van daardie swakheid in ons almal. En dat jy kyk op 'n manier, en ek kyk op 'n manier op na sekere mense geestelik. En ek sê, hierdie persoon is vir my 'n rolmodel in Christus. En daar's niks fout daarmee nie. Paulus self sê, volg my soos wat ek Christus volg. So tot die mate wat ek instap in die rol van Christus, volg my in dit. Maar wanneer ek buitekant die rol van Christus beweeg, en wanneer my rolmodel buitekant Christus beweeg, dan volg ek nie dit nie. Maar dit beteken nie ek skryf daai persoon af as gevolg van 'n fout wat hy of sy gemaak het nie. En dan die tweede lekker ding wat daar nakom, is om die storie oor te vertel vir iemand anders. Hy het jy gehoor. Daai persoon en daai persoon het dit gedoen.
Besef jy dat die Bybel storie-aandraers, kwaadsprekers as sondaars beskryf? Dit is 'n sonde. Die oorspronklike woord is melaats. Melaatsheid, dis 'n siekte. Om die hele tyd te wil, wat se nuus het jy vir my? Menende, wat kan jy my vertel wat ek nog nie weet nie, wat ek vir iemand anders kan oorvertel? Aan Sini en aan Stari, aan Tannie Sini en Tannie Sari oor die heining. Onthou julle vir agter elke man. Krullers in die hare, sigaret in die mond. Maar dit moet juicy wees. Dit moet juicy wees. En as dit nie juicy genoeg is nie, dan sit jy 'n stertjie by wat die volgende persoon oorvertel wat hy by jou gehoor het, en as daai ding aan die ander kant uitkom, dan is dit verskriklik wat gebeur het. Maar alle grappies op 'n stokkie. Almal van ons het flaws. Almal van ons het swakhede en tekorte. En as jou genade nie genoeg kan wees vir iemand met 'n fout maak nie, beweeg jy nie in Christus se voetspore nie. Dit beteken nie vir 'n oomblik ons regverdig die fout nie. Hy het 'n sin, love the sinner. Ons ken hy gesegde, nê? Maar die dag toe een van my beste vriende val in egbreek, en ek wil oorgaan, en hoe kan jy dit so lank van my af weggehou het die Here vir my gesê, you have been forgiven more than you can ever be angry for. Jy is meer vergewe in jou lewe, Bou de Klerk, as wat jy ooit vir iemand anders voor kan kwaad wees. Ek sê weer, sonder om vir 'n oomblik sagter te wees op die fout, kan jy genade hê met die een wat die fout begaan het. Ek het nie gevra van my gemoedstoestand nie. En ek wil hê jy moet inbeweeg in vanoggend in tekste in wat sê, so gemaak, so gelaat staan, wat jou die mekaar kan maak met hoe die Here jou gevorm het. Jy is welkom om na van die gelowige wat is 'n scientist? Neurowetenskaplikes, is dit die regte breinwetenskaplikes? Ouens wat die brein navors en die brein ondersoek, jy is geweldig, neem vrymoedigheid om te gaan luister na hulle getuienisse oor wat hulle ontdek in die brein. Een van hulle, ek luister nie al haar goeie sê, maar een van hulle is Catherine Leaf, Dr. Catherine Leaf. En sy was die eerste een wat die breinlobbe van kinders, ongebore kinders, langs mekaar gesit het. Sy het, dis wie die persoon vandag is, hier is die breinlob, dis wie die persoon was as kind. Dan lyk hulle almal dieselfde op 'n sekere stadium in die baarmoeder. En hulle lyk almal anderste op 'n sekere stadium in hulle lewe. Wat het verander? Jy sien, as jy wil sê, ek is hier so gemaak en gelaat staan, moet jy dit kan sê hier by ontwikkeling ook, in die baarmoeder. Maar daar in die onskuld, in die geboorteproses, in die vorming van die Skepper, wat jou beplan het en aan mekaar geweef het in jou skoot van jou moeder, daartoe hy jou gevorm het, was jy rein en skoon en vlekkeloos. Alhoewel jy gebore word in sonde, ons kan lank daaroor praat, ek wil nie vanoggend oor dit praat nie, het die Here jou geskep om heilig te wees voor hom. En jy's onbevlek met die wêreldse invloed. En soos wat data begin inkom en jou brein begin data versamel deur jou sintuie, 'n kind kan hoor, 'n kind kan voel, ongebore. Soos wat daai data begin inkom, begin hierdie grysstof hier binne begin vorm to the likeness of the world. En as die gesprekke en die omgewing rondom daai kind word nou gebore en groei, onbybels is, anti-Christ is, nie verstaan waaroor die lewe van Christus gaan nie, raai wat, die kind gaan ook so vorm. Totdat daai kind op watter stadium in hy of haar lewe by 'n plek wat hulle sê, ek wil Jesus aanvaar as my verlosser, dan begin Jesus met 'n proses terugwerkend. Hy red jou gees. Op daai oomblik, hy gee vir jou 'n nuwe gees, maar nou moet jou siel, intellek, emosie, verstand, moet in lyn gebring word om soos hy te dink, deur sy Heilige Gees van die binnekant. En wat beteken, 'n klomp van die dinge hier binne moet gerewire word.
'n klomp van die data wat hier sit, moet verander word. Anders gaan jy aanhou dink soos wat jy dink. Ek weet van 'n man wat weggevat is hier, sy pa het hom verloor in 'n dobbelspel. Jy gaan dink jy sit jou kind op 'n dobbelspel. Sy pa verloor hom in 'n dobbelspel, ek dink hy's 7 jaar oud of so iets. Gaan Saudi-Arabië toe. Hy word groot in 'n moslim gesin. Hy eindig op as 'n leier in jihad. Afrikaans van Suid-Afrika. Wat het verander van sy Suid-Afrikaanse omstandighede na sy Saudi-Arabië omstandighede? Wat ingebring is in sy grysstof? Wat het sy oë gesien? Wat het sy ore gehoor? Dit het sy waarheid geword. En toe kom soek hy sy pa. Hy soek sy pa. Gelukkige Vadersdag, almal. Hy kom soek sy pa. Ek wil weet, almal van ons het 'n begeerte om te weet wie is ons pa. En hy kom soek sy pa. En hy sit per ongeluk in 'n taxi, sê hy. En as 'n 3 tannies wat net van 'n konferensie afkom van die kerk af. Hy sê hy sit vir 3 ure vasgekeer in 'n kerk in die taxi. Hy kom soek sy pa. Hy sê en hy tannies hop met hulle kerkgoedjies oor die Here. Ooh, halleluja! Gaan hulle aan in hy kerk en hy kan Afrikaans verstaan. Alhoewel hy dit nie noodwendig mee kon praat, hy kon dit verstaan. En sonder dat iemand vir hom sê, jy is verlore, besef hy, ek is verlore. En hy klim af by sy pa. En toe hy instap in die huis, toe sy pa pastoor. En binne 'n paar dae, dop die Here 'n jihad moslimleier, net so. En van daai oomblik af, terugwerkend, moet die Here alles wat hier binne vasgevang is, vir hom dag na dag help vernuwe. Daarom sê die woord, renewal of the mind, vernuwing, heiligmaking, uithaal van die leuns en al die goed wat oor jare daarin gesit het, sodat ek jou kan wys wie jy veronderstel is om te wees en waarvoor ek jou wil gebruik op hierdie aarde, maar jy moet my toelaat om dit te doen, sê die Here. So van 'n vroeë ouderdom in my lewe kom ek agter dat ek sukkel met my gemoed. Ek het hierdie tye wat ek net down and out is, wat ek met niemand wil praat nie, ek kan nie met my gesin kommunikeer nie, ek is net plat, ek is net af. Hoe jy dit ook al benoem, nie as jy 'n lekker dag nie, weet jy hoe jy vir jou mense dit sê. Dit kan wees as gevolg van iets wat iemand vir jou gesê het, wat jou herinner aan 'n wond in jou verlede, dit kan wees dat jy 'n geliefde verloor het, dit kan wees oor verskeie redes oor jare wat iets soos dit vorm, maar as 'n gemoedstoestand, dis 'n en ek sê weer, ek wil nie in die sielkundige komponent daarvan ingaan, ek probeer net vir iets van my eie lewe sê, want ek wil uit dit uit wil ek vir vertel wat die Here doen daardeur, en waartoe hy my vat, maar ek wil eerlik genoeg wees om vir jou te sê, dat ek is nie so heilig soos wat jy dink ek is. Ek probeer in die weë van die Here stap. Dit is my hartsbegeerte. Maar in daai proses deur jare, is daar goed in my grysstof vasgevang, en as ek op daai plek kom, is daar 'n natuurlike ding wat inskop, soos wat dit inskop wanneer jy gaan tande borsel. Dit is deel van jou denkproses. En die Here wil stukkie vir stukkie daaraan werk. Een van die goed by my, is wanneer 'n spesifieke gebeurtenis plaasvind, op 'n spesifieke manier, dan is ek, my eerste reaksie is, praat teen God. En dan moet jy vir my los, dan moet my vrou, niemand moet vir my probeer uithaal. En dit help jy sê vir iemand, kom oor dit. Ja, wie sê vir iemand, ruk jy jouself reg nie, bou 'n brug en kom oor dit. Come on man, kom ons gespeel golf, ja, dit sal lekker wees. Maar dalk trigger 'n slegte hou op die golfbaan nog erger die toestand, waarna klaar is. Ek moet definitief vir die blou bulle kykie om, dan gaan ek nog verder in
in 'n gemoeds laagtepunt ingaan. Ja. Maar wat doen jy in daai toestand? Jy sien geliefde, jy het 'n keuse in alles. Die Here gee vir jou 'n keuse. Ek het nie 'n probleem as iemand vir my sê ek sukkel met depressiwiteit in my lewe nie. Ek sukkel met laagtepunte. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek verstaan dit. Maar ek het 'n probleem as jy wil hê mense moet jou jammer kry daaroor. Ek het 'n probleem as iemand sies tog shame. Moenie met my sies tog shame nie. Ja, jy kan begrip hê vir my situasie. Ja, ek kan begrip hê vir jou situasie. En geliefde, luister vir my mooi. Gaan sit langs iemand en luister en moenie vir jou slim hou met hoekom hulle daar is nie. Wil jy iemand se hart wen? Wil jy iemand se vertroue wen? Wil jy saam met iemand nader aan Christus stap? Leer om te luister. Leer om te sit soos wat Job se vriende vir 7 dae by hom gedoen het. Sit daar. Ek sê nie jy moet 7 dae uitsit nie. Ek sê net leer om te gaan sit by iemand. En te sê ek verstaan nie noodwendig nie, maar ek gaan nie oordeel as jy nou met my begin praat nie. Ek gaan luister. En whatever by die persoon se mond uitkom, luister en vra tot jy verstaan. Jy hoef nie saam te stem nie. Ek doen 'n kommunikasiewerkswinkel met mense. Waar mense vir die eerste keer in hulle lewe leer om te luister na 'n ander persoon. Want hoe luister ons? Ons luister tot by die punt waar ons verskil dan wil ons reg ja. Nee, jy verstaan dit verkeerd. Dankie so. Waar kom ek sorg gou vir jou uit? Wat 'n voorreg om ek jou gou uitsorg, weet? Jy het soveel probleme, maar ek sê jou gou uitsorg. Jy staan op van so 'n persoon af en jy voel nie so 'n stukkie beter nie. Jy voel bepreek, jy voel geoordeel, jy voel nie verstaan nie, jy voel nie geliefd nie, niks van daai goed nie. Want daai persoon het nie geluister nie. Almal wil gehoor wees. Om gehoor te word, daar's iets wat sielkundig met jou gebeur, en ek praat uit 'n eie ervaring. As jy iemand uitluister, tot by die punt dat jy alles verstaan wat hulle sê, ek sê nie saamstem nie, alles verstaan. Vertel my meer van dit. Hoekom sê jy dit? Verstaan ek jou reg as jy dit sê? En daai persoon is leeg gepraat, alles is uit die hart uit wat gepla het. Weet wat gaan jy hoor? Ek mark my words, jy hoor dit. Wie moet gebeur in 'n oomblik wat iemand sug? Dis 'n sug van verligting. Dankie tog dat iemand uiteindelik na my geluister het. En nou na daai wat negatiewe chemikalie jou liggaam verlaat omdat iemand jou uitgehoor het en nie probeer reghelp het nie, gebeur daar iets natuurlik. Wat sê jy daarvan? Hoe voel jy hieroor? Wat is jou opinie? Nou het jy 'n platform. Nou het jy 'n plek waar jy kan sê hoe die Here jou lei. En as die Here nie 'n woord op jou hart sit nie, sê ek kan dit vir jou bid. Moenie vir jou slim. Moenie iemand net probeer uitsorteer so vinnig as moontlik nie. Die uitsorteer sal die Here doen. En as jy 'n instrument is, sal hy jou gebruik, maar nie vanuit jou aardse kennis van hoe dinge werk nie. En uit van jou ervaring en jou agtergrond moet hoe dit werk nie. Kan ek vir jou sê, wat gaan gebeur as jy by iemand kom en jy spoeg hom in sy gesig? Wat gaan in 'n Suid-Afrikaanse kultuur, wat gaan jy dink? Kom, wees eerlik. Wat beteken dit as iemand jou in jou gesig spoeg? Disrespekvol? Minagting? Bespotting? Wat alles wat jy sê, wat hulle vir Jesus gedoen het? Kan ek vir jou sê, daar is kulture daar buite, as jy teen iemand sy gesig spoeg, beteken dit ek's mal oor jou. Ja. So wat is nou die waarheid? Is die persoon nou mal oor my of bespot hy my nou? Wat gaan afhang van jou verlede. Gaan afhang van die kultuur waarin jy groot geraak het. Dit gaan afhang van wat is jou waarheid. En waarheid is nie 'n opinie nie, waarheid is 'n persoon. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as Jesus nie jou waarheid is nie, gaan jy dinge wat jy hoor interpreteer vanuit jou waarheid
En gaan jy probeer om ander mense se situasie, wat nou vir hulle reël is waar hulle is, gaan jy probeer verander, sodat jy kan beter voel oor jouself. Ek het iemand uitgesort. Ek het meer mense seer gemaak in my lewe met dit as ooit. Ek het vriende gehad wat my sit gemaak het op 'n bank. En vir my gesê, "Bou, as jy nie nou ophou om ons te probeer verander, gaan jy ons vriendskap verloor." Kan ek dalk Lindy, kan ek dalk vir jou vra, geef my nie kombuis se sommer hier van hy koppies het met 'n bietjie water asseblief. O, toe my, so is. Dankie. Vriende wat vir my sê, ja, jy het nou hierdie nuwe pad bou, maar dit beteken nie noodwendig dis ons pad nie. En jy probeer so hard, want jy het nou vir Christus ontdek, en jy is nou opgewonde oor hom, en nou wil jy almal verander rondom jou. Maar die tegniek wat jy gebruik werk nie. Want jy wil hê almal moet dit sien so wat jy het sien. Terwyl jy jou tegniek kan verander, om te sê, kan ek julle vertel wat ek ontdek het. Dis die konfrontering in terme van, jy moet verander nie. Iemand hoor in jou getuienis iets wat hulle graag wil hê. En die een wat reg is om dit te ontvang, sal vir jou sê, vertel my meer, maar dat jy kom vertel vir almal hoe hulle lewens moet verander. En jy kom druk jou vingertjie in almal se gesig nie, en jy vergeet van Jesaja 58 wat sê, as jy daai vinger van jou wat jy so wys terugtrek, dan sal ek jou op Here begin verhoor. So ek het hierdie week gesukkel in my gemoed. En niemand sou my daar kon uitdruk nie. Maar as ek in 'n gemoedstoestand ingaan, dan voel ek altyd soos Josef in die put. Daar's nêrens waarheen jy kan gaan om dit beter te maak. Jy's in 'n put. By default kan jy nie daar uit nie. Anders het Josef daar uitgeklim, hy kon nie. En in die put is daar een natuurlike plek en een persoon wat altyd by jou is waarna toe jy onmiddellik kan gaan. Die put help jou eintlik om die res van die wêreld stil te maak wat almal skree. En dis die res van die wêreld wat veroorsaak dat jy is waar jy nou is. Wanneer jy iets gedoen het wat jy op daai plek gesit het, wanneer iemand anders iets gedoen het op jou plek, dis nog steeds die invloed van die wêreld op een of ander manier wat 'n invloed op my gemoed het wat my nou hier kom sit maak. En die put help my om af te sonder. Die plek waar ek nie weet hoe ek gaan uitkom nie, maak dat ek oorgee om te sê, as u nie dit doen nie, kan ek nie self hier uit nie. As u nie my ontmoet hier nie, dan gaan hierdie plek waar ek nou is, dit gaan 'n gewoonte raak. Dit is nie die regte woord nie. Hoe langer jy hier bly in jouself, in hierdie gat, hoe meer bly jy in die gemoedstoestand. Wat beteken dis present continuous. Wat is dit die regte woord? Dis nou hier, maar dit gaan aanhou. Hierdie toestand gaan aanhou. Maar weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan al hoe dieper in jouself en in jou swakheid ingaan. Jy gaan al hoe dieper ingaan oor hoe jy jouself nie kan uitkry nie, en die fokus gaan die heeltyd wees net op jou. En dis die probleem met depressie in die wêreld. Is dit mense wil nie verstaan hoekom iemand is nie. Mense wil dit net treat. Mense wil net so vinnig as moontlik hierdie persoon uit hierdie gat uithaal, sonder om die Here te vertrou dat in daai gat gaan hy vir jou iets oopbreek wat mind-blowing is as jy hom toelaat. En jy gaan iets ontdek soos wat ek hierdie week ontdek het wat ek vandag met jou wil deel. En dit lyk nie vir jou nou of ek in 'n gemoedstoestand was nie, maar hierdie vreugde wat jy nou in my sien en hierdie opgewondenheid wat jy nou sien, is iets wat die Here werk. Dis nie iets wat Wou de Klerk gewerk het nie. Dis nie, ek het gou en ek het 'n bietjie gaan motorfiets ry gister wat vir my heerlik is, ek love dit. Maar dit het nie iets aan my gees gedoen nie. Ja, liefie. O Bruce, dat die Wonga sê was altyd iets soos there is no pit so deep where God isn't even deeper still. Daar's geen put so diep waar God nie dieper is in dit nie. En as geen put waar jy kan inkom, of slegte situasie, of trauma wat jy kan beleef as gevolg van enigiets, waar die Here nie by jou is nie.
Al gaan jy na die ooste of die weste, daar sal ek met jou wees. Jy kan nie in die aarde ingaan nie, daar is die Here. Die Here is oral is my God. Ons sing dit. En hy doen fenominale werk, as jy nie daar so vinnig as moontlik 'n tou wil afgooi, en jou vriend of jou vriendin of jou man of jou vrou of jou kind daar wil uittrek nie. Maar as jy saam met hulle afklim in daai put, en sê, hier sit ek nou, saam met jou. Kom, ons vertrou die Here. Kom ons vra die Here, dan gebeur daar iets. Alright, dis nou eintlik waar ek wil kom. Hierdie is nou alles net 'n inleiding. Ja nee, dit is 'n probleem om broers. Gelukkig is daar niks rugby vir jou om te kyk nie. Proteas het klaar gewen. So in die golf begin eers vanaand. So ons kan rustig wees. Daar's baie tyd. Dan moet ek net uitkom by my dingetjie wat ek wil sê. The garment of praise for a spirit of heaviness. Dit staan in Jesaja 61. Ons gaan nou daarby uit nou lees. Het iemand al vir jou gesê, al wat jy doen wanneer jy swaarmoedig is jy begin worship. Sit vir jou mooi musiek op en begin sing saam met dit. Right? Het iemand al vir jou gesê, het jy dit al gedoen? Het jy beter gevoel daarna? Ja. Wat as ek vir jou sê, dat daar is 'n dieper kant tot worship. En daar's 'n dieper plek, nie in jou gat waar jy sit nie, daar's 'n dieper kant aan die Here, want as jy daar uitkom, dan kom jy verdiep in hom daaruit. Jy kom nie leeg daaruit nie. Daar's 'n skrif wat sê, die woord van die Here kom nie leeg na hom toe terug nie. So wanneer die Here 'n woord spreek soos, laat daar lig wees, dan is daar lig. Dit kom nie terug en dit bly donker nie. So, as ek uit die put uitkom, moet ek daar uitkom voller van hom as wat ek aangegaan het. So, vir my was dit jare lank, wanneer ek die konsep in my hart kry van a garment of praise for a spirit of heaviness, 'n kleed van lofprysing vir 'n gees wat verslae is. En dis nog voor ek dit gaan lees het. Dan was dit altyd vir my, ek wil nou so vinnig as moontlik musiek opkry. En ek moet so vinnig as moontlik aan die sing kom. Want ek hou van musiek. Ek hou van sang. En ek voel tydelik beter. Maar ek kom nie voller daaruit van die Here nie. Ek voel beter, my siel voel beter, definitief. En ek kan saamstem met bloot om te sing of om 'n mooi stuk te lees. Laat jou beter voel. Of iemand wat sê ek moet gaan motorfiets ry of bergfiets ry of jy moet gaan golf speel of iets doen wat vir jou lekker is, jy moet dit doen. Ek sê nie as enigiets van daai goed fout nie. Ek vra net, as jy dan nou uitkom uit die plek uit waar jy was en jy voel beter, kom jy voller van die Here daar uit of kom jy net uit? Want as ek leeg daar uitkom, voel beter, maar nie verhewe en verdiep in die Here nie, dan was die doel van die put nutteloos. Stop my as jy met my verskil, maar jy gaan met my moet verskil vanuit die woord. En jy moet vir my sê, Bou, jy mag nie dit sê nie, jy mag nie so voel nie, en ek gaan vir jou duidelik terug sê, en ons het hoeveel keer daaroor gepraat van die 3 mannetjies op die muur in jou lewe elke dag. Die een is gevoel, die een is waarheid en die een is geloof. En al 3 is op 'n dun muurtjie, 'n enkel baksteen muurtjie en al 3 moet saamloop. Die probleem is nie gevoel of waarheid of geloof nie, die probleem is die orde waarin hulle stap in jou lewe. As gevoel voorstap, gaan jy alles interpreteer deur hoe ek voel. Jy gaan jou waarheid en jou geloof bou op hoe jy voel. As jy vir geloof laat voorstap, in wat glo hy? In wat glo hy? Hy gaan glo wat die omgewing vir hom sê hy moet in glo, want hy moet op spore hom. Ander mense. Net waarheid mag voorstap, want dis Christus homself. Net waarheid mag voorstap. En as waarheid voorstap, nie as jou opinie nie, maar as 'n persoon, en as die woord,
En as iemand wat sy lewe vir ons neergelê het, en ons kan dit sien, en ons kan dit lees, en ons kan dit hoor, en ons kan dit beleef aan ander mense, en dis ons waarheid. As geloof 'n waarheid voorstap, dan stap geloof agter hom, want nou bou ek my geloof en my waardestelsel in hom. Dit word gebou in hom en op hom. Nou kan gevoel sy plekkie in die agterkant hê. Wat beteken, ek sê nie vir gevoel tot siens weg nie. Ons is nie 'n charismate wat vir mekaar sê, nee, dis nie waar dat jou neus loop nie man, jy sien verkeerd in die spieël. As jou neus loop, loop jou neus. As jy hoes, dan hoes jy. As jy verkoue, jy verkoue. Dit is realiteit. Ons probeer nie dit wegkry en sê, ag nee, wat ek voel nie so nie, kom oor dit. Ja, jy kan sleg voel. Trauma is deel van die lewe. Wanneer jy deur 'n traumatiese toestand gaan of iemand in die dood afstaan of nou ontkom met 'n ongeluk gehad het of enige van daai goed is daar negatiewe chemikalie wat in jou liggaam vrygestel word. Die liggaam gaan in 'n skoktoestand in. Die liggaam wil cope. Hy wil survive. Hy gebruik sekere chemikalie om dit te doen, maar die oomblik as die toestand verby is, gaan jy in trauma en die liggaam wil ontslaa raak van daai chemikalie. Dis hoe die Here ons gemaak het. Alles in ons liggaam is gebalanseerd, of jy dit weet of nie. Alles is gebalanseerd en as iets uit balans uitgaan, dan is daar 'n simptoom. Dis wat trauma is. Die liggaam wil ontslaa raak. Dit is 'n natuurlike proses, maar as jy te lank daar bly, raak dit 'n probleem. En as jy nie kan iets verwerk nie en jy kies om heeltyd te top daaroor vir jare en jare, begin verloor jy jou joy. En is daar niks meer vreugde in jou oor nie. En as mense by jou kom, al wat hulle hoor, is die moune en die groune van hoe moeilik hierdie lewe is. So wat is die dieper kant? Wat is hierdie garment of praise for a spirit of heaviness? Wat is hierdie mantel om aan te trek? Want hy oorspronklike Hebreëse woord is mantel. En ek gaan dit vir julle lees net so vir as is. Ma'ate. Dit beteken letterlik kleed of mantel of bedekking. 'n Bybelse Hebreëse woord wat gebruik word om te beskryf dat iemand omhul is, tensy iemand word geklee, iemand word toegemaak, 'n toestand van identiteit van geestelike toestand, toemaak. Dan is daar die woord lofprysing. Dit beteken, die woord is tehila, beteken loflied of, hier is die mooi kant daarvan, verheerliking. Dan is daar die woord ruach, gees, asem of wind, verwys na 'n innerlike toestand, emosionele gees. Dan keha, dit beteken swak of flou of verslaa. Dit beskryf 'n toestand van geestelike of emosionele uitputting, waar iemand te neergedruk of moedeloos is. Right, ek gaan nie vir jou vat deur die hele Jesaja 61 nie, want Jesaja 61 het ontsaglike messiaanse betekenis, en verduidelik vir jou van hierdie Jesus wat moes kom. Ek wil net vir jou lees, waar ek gaan soek het en wat ek gevind het, en dis vers 3. As hierdie Messias kom, as hierdie gees van die Here kom, en nou, Jesus is amper doodgegooi met klippe vir wat hy gesê het, né? Hierdie profetiese woord hier, wat hier staan in Jesaja, sal jy in die evangelies ook kry, veral in Lukas. Toe Jesus dit gaan lees in die sinagoge, en hy sê vir hulle, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Toe wil hulle hom doodgooi met klippe, want hoe kan hy sê, net die Messias kan hierdie skrif vervul? En hy was die Messias. Maar sy eie mense wou dit hoor. Hy stap 'n hero daarin, na die sinagoge in. En hy stap 'n beskuldigde daaruit. Dit is wat sekere mense in jou lewe 'n hero instap, tot hulle 'n foutjie maak, en stap hulle beskuldig daaruit. En dan sê, hierdie Messias gaan iets doen, vers 3, om vir die trerendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, en 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Sieraad vir as,
vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Het iemand dalk die Engels? Lees gou vir my die Engels. Vers 3, Jesaja 61 vers 3. To grant to those who mourn in Zion, to Ja. give them an ornament, a garland or diadem of beauty instead of ashes, Beauty for ashes, the oil of joy instead of mourning, oil of joy instead of mourning, the garment of praise instead of a heavy, burdened and failing spirit. Okay. Jy het nou die Amplified gelees, né? Okay. Beauty for ashes. Gaan ek gee, né? Hierdie Messias gaan kom in 'n toestand, luister gou mooi. Raak 'n student van die woord, my broer. Dis nie net blou bulle wat as op hulle kop gooi as hulle verloor nie. Waar kom dit vandaan? Waar kom die konsep vandaan van as op die kop? Ja, dis 'n toestand van treur. Wanneer hulle getreur het oor 'n saak, wanneer hulle verslae gevoel het, wanneer iemand te neergedruk was, wanneer iets gebeur het, 90% is iemand dood was, maar daar's baie ander toestande ook wat jy kan gaan lees. Dat iemand in 'n toestand van rou ingegaan, van treur, en hulle het as op hulle kop gesit, dit was 'n teken. Jy kan gaan kyk in Eksodus waar dit ingestel is. En hulle klere geskeur. Rou klere aangetrek. En Jesus, hier word profeties gesê, dat Jesus gaan kom om die wat in daai toestand is, van treur. Waar is die as? Op die hoof. Wie gaan hy word, wanneer hy kom? Die hoof van die kerk. En hy sê, wat ek op jou kop gekom sit deur myself, is 'n kroon. Daai gaan oor hoof. Dis as op die hoof, daai sieraad, is 'n hoofbedekking. Beauty instead of ashes. So ek gaan iets so mooi kom doen vanuit 'n toestand van treur. Kan jy sien waarmee die Here my begin? Kan jy sien as jy gaan sit en jy sê, Here, net U kan nou met my hier werk. Net. En wanneer jy nie hardloop na alkohol toe en hardloop na whatever die uitkoms is wat jy nog al die jare gebruik om jou lede uit te kry, of net 'n liedjie te sing omdat dit mooi is om jou te help om beter te voel nie. As jy sê, Here, ek kan nie hier uitkom as U nie dieper met my gewerk het nie. Dan was hierdie gat onnodig. En dat die vyand gewen om my gemoed teen die grond te druk. Maar ek weier om dit so te sien. Ek weet U sal nie vir my lieg laat uitkom nie. En ek besef toe ek hierdie ding lees, besef hierdie hoofbedekking, ek besef hierdie woord wat sê as sal verander word, treur sal verander word in mooi. En Jesus sê, ek is die koning. Jy sal jou kroon ontvang eendag in die hemel, maar ek gaan hierdie kroon dra eerste. Geestelik. Jesus het nooit 'n kroon gehad van die aarde nie. Die enigste kroon wat hy gehad op aarde is 'n doringkroon. En genoem 'n man van smarte en in sy gesig gespoeg. Terwyl ons as mense hom moes sien vir wie hy is en voor hom moes neerval en sê, dankie tog dat Jesaja 61 waar geword het. Hoekom het die mense in Nasaret nie op hulle knieë geval toe hulle hom sien nie? Toe hy sê die skrif is vervul, toe sê hulle, finally, dis waarvoor ons al dekades wag. Hier is ons Messias, hier is Jesaja 61 in die vlees. Maar nee, ons sê blasphemy, ons sê godslastering. Tot Kajafas, wat daai kleed van hom, priesterlike, hoëpriester kleed van hom skeer, toe Jesus sê, dit is soos jy sê, en Kajafas sê, is jy die seun van God? Hy sê, dit is soos jy dit het. Toe sê hy, godslasterend, in plaas van, hier is hy. En ek lees hierdie ding, en ek besef, Here, U is besig met my. Hier is iets meer. As, beauty for ashes. Vreugde, olie vir treurigheid. Vreugde, in plaas van treurigheid. Here, hier is nou iets waaroor ek treur.
Here, hier's nou iets wat my gemoedstoestand beïnvloed. Here, hier's nou 'n negativiteit. Here, hier's nou 'n plek wat ek al jare lank ken en ek weet nie hoekom ek hier ingaan en ek verstaan nie al hierdie goeie nie, maar ek weet wat u woord sê dat daar is vreugde wat kan kom uit dit uit. En dis waarvoor ek u vertrou. Om vreugde te bring vir my vanuit hierdie toestand uit tot so 'n mate dat ek kan getuig voor die vir wie ek lief het te sê, die Here sal jou nie daar los nie. Nie as sy woord sê vreugde na dit nie. Want onthou nou, dink gou vir jou vir 'n oomblik in hierdie volkie. Almal sê ja, amazing om gekies te word as God se volk. Besef jy wat het gebeur? Toe God sê dis my volk, toe sê die duiwel, dan maak ek 'n dartbord op julle elkeen se rug. En hy is nou nog besig. En hy het nog nie eendag gestop om die darts te gooi na hulle toe of na ons wat Jesus volg nie. Die darts hou aankom. As jy kies om Jesus te volg, teken jy op, my geliefde, vir vervolging. You sign the papers. Jesus sê, op hierdie aarde, met Johannes 16:33, op hierdie aarde sal julle vervolg word, guarantee. Maar weet dit, hou goeie moed. Hoor gou wat sê Jesus, hou goeie moed. Wat gebeur wanneer jy treur? Jy's moedeloos. Daar's 'n afwesigheid van hoop. Hoop beteken, ek sien uit na iets beter môre. Want hierdie toestand is so erg. Jesus sê, hou moed in hierdie toestand van vervolging. En dis wat baie mense nie verstaan nie. Kind van die Here word oppres, verdruk, onderdruk. Daai gees kan nie meer vir jou beset nie, want die Heilige Gees is nou in jou. Jy is nou die tempel van God, maar hy sal nie ophou om te verdruk nie. Hy sal nie ophou om toestande te bring na jou kant toe, wat jou kan platdruk en kan stop, waarmee die Here met jou besig is, want hy het beloof, hy het gesê, daar waar u gaan opbou, gaan ek afbreek. Ek gaan kom steel, en ek gaan kom slag, en ek gaan kom verwoes in jou lewe, daar waar jy besig is met die Here. So hoe minder jy besig is met die Here, hoe meer sal ek jou uitlos. Maar hoe meer jy besig raak met die Here, en die Here met jou, hoe meer gaan ek attack. En daarom is daar dae, wat ek nie verstaan nie, al wat ek vir my vrou kan sê, ek is ontsaglik verdruk, ek is oppressed vandag. Ek is oppressed. Maar ek weet een ding, die duiwel het gedink hy wen, toe hy vir Jesus aan die kruis vasspinner. En daar, met sy grootste oorwinning, Satan, loop hy sy grootste nederlaag. So wanneer die duiwel dink hy wen in my en jou lewe, is wanneer hierdie ding wat ek nou met jou gaan deel, gaan oopbreek, wat soveel vreugde vir jou gaan bring, vanuit die plek van treur uit, vanuit die plek van as uit, vanuit die plek van, hoe gaan ek hier uitkom onder in die gat, en in hierdie toestand, bring die Here die deurbraak deur homself, as jy die volgende kan verstaan, van 'n garment of praise, for a spirit of heaviness, van 'n mantel van lofprysing, en ek gaan dit vir jou lees, vers 10 van Jesaja 61, en nou wil ek jy met jou vingers so lank vir my insit, by Psalm 33, Broers is altyd die een, as ons twee geestelike kuiere gesels, dan sê hy altyd, die grootste issue vir hom met predikers, is hulle kan hierdie mooi boodskappe bring, maar aan die einde van die boodskap, dan voel hy wil vir hulle sê, nou wat nou? Nou wat moet ek nou doen met hierdie mooi woord wat jy vir my gebring het? Hoe moet ek dit implementeer in my lewe, sodat dit actually vir my, die volgende keer wat ek in die plek kom wat ek nou is, dit kan gebruik, om my te laat groei. Hoe? Wat is die praktiese kant daarvan? Dis 'n issue in die kerk, geliefdes. Dis 'n issue dat ons mooi goeders hoor, dit roer ons traantjies. Maar wat nou? Gaan ek nou maar môre net in op dieselfde manier as ek nog altyd ingegaan het? En as die volgende aanslag kom en die duiwel slaan my op dieselfde plek wat hy weer met my seer maak, of hy gooi sout in daai wonde, dan gaan ek maar presies dieselfde simptome in. Of ek verander.
Renewal of the mind. Vernuwing in daardie area. Die grys stof moet verander, sodat ek daar kan kom en kan sê, hier is ek, maar ek weet nou wat om te doen. Luister mooi. Vers 10 van Jesaja 61. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God. Want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Hoor jy hier as op die kop? Hoor jy hier treur? Hoor jy hier versla? Wat hoor jy hier? Geliefde, hierdie was vir my 'n openbaring. Wanneer Jesus voor die volk staan en hulle wil hom koning maak, omdat hy al hierdie wonderwerke doen, maak hom koning. En Jesus sê van dit is nie hoekom ek gekom het nie. Ek het nie gekom om 'n aardse koninkryk te bou nie. En waar al hierdie mense sien hoe hy probleme vir hulle kan verander. Jy sien, dit is 'n lekker godsdienst daai, nê? Kom net na Jesus toe, want hy verander al jou issues. Meantime, al wat hulle vir jou sê, is kom hier na ons toe, bring jou geldjie hierna toe, dan sal ons jou assisteer in al hierdie probleempies. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Jesus kyk vir daai volk en hy sê vir hulle, kyk gou mooi. As jy my wil volg. Voorwaarde. As jy my wil volg, as daar 2 vereistes. Verloon jouself elke dag. Neem jou kruis op elke dag. Dan kan jy my volg. Jesus sê vir hulle, ek is op pad na die kruis toe. As jy my wil volg, moet jou lewe na 'n kruis toe gaan. En wegbeweeg van self. Hier kom die ding nou. Hier slaan die Here die spyker met Boudeklerk op die kop in hierdie week. En hy sê vir my, Bou, as jy wil verstaan hoe lyk lofprysing, hoe lyk 'n garment of praise, dan is dit nie net om musiek aan te sit en 'n bietjie saam te sing. Ja, daar's niks fout daarmee nie, maar jy sê jy mis iets. Terwyl jy dit doen, is jou fokus dat ek moet jou beter maak. Jy sien, Jesus wil nie net die verlosser in jou lewe die hele tyd wees nie, hy wil die Here wees. Jesus wil nie net jou uit jou probleme uitkom verlos die hele tyd nie. Jesus wil hê jy moet kan kniel by hom in jou situasie en hom verheerlik. En in vers 10 spoel vir my oor na Psalm 33 toe, want toe ek en dis eintlik waar dit begin het, nê. Psalm 33 is eintlik waar dit begin het. Ek vat hom nou in reverse gear met julle. Maar Psalm 33 het gekom en ek kon nie verstaan toe ek hom lees. Hoekom is die Here besig met my met Psalm 33? En luister 'n bietjie Psalm 33 se trant. Dan sê jy vir my, hoeveel hoor jy hier die fokus op mens? En hoeveel hoor jy hier die fokus en die glorie op God? Luister hier. O regverdiges, jubel in die Here. 'n Loflied betaam die opregtes, loof die Here. Met die siter. Psalm sing tot sy eer. Met 10 snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van sy goedertierenheid. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy berg die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan.
Die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtenis van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy vir hom as erfdeel uitverkies het. Die Here kyk van die hemel af. Hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal geformeer het, let op al hul werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer. 'n Held word nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. En ek besef dit, Marina. Ek besef die Here sê vir my, as jy uit wil kom, voller is wat jy daarin gaan. As jy wil die kleed van loflied aantrek, as jy die garment of praise wil aantrek, as jy dit wil verstaan, moet jy verstaan, dit gaan nie oor jou nie. Jy het gesterf toe jy my aanvaar het. Dit is nou ek in jou. Jy moet nou jou fokus uitlig na my, want weet jy wat, vanuit 'n gat kan jy iets sien in die bokant. Wat is dit? Die hemel. Jy kan uitkyk van onder af. As jy afkyk in jou probleem, kyk jy net vas in die grond. Maar as jy opkyk, sien jy die hemel. Daarom sê Kolossense, bedink die dinge daarbo, waar God is, nie die dinge hieronder waar jy mee besig is nie. Jesus sê vir my, kyk op na my kind. En vergeet, dink jy my kind, ek weet nie van die toestand van jy is nie. Daar staan geskryf, mense kind, ek sien jou. Geliefde, die Here sien jou. Hy weet van jou uitdagings. Hy weet van jou struggles. Hy ken elke behoefte wat jy het, nog voordat jy dit uitgespreek het, man. Maar ons gebedslewe en ons roep na die Here het so geraak oor wat hy vir my kan doen en hoe hy my kan uithaal, dat ons vergeet het om hom te verheerlik in die saak. Ons het vergeet om ons hoop in hom te stel en die uitkoms vir hom te los, hoe hy dit ook al besluit om dit te doen. Wanneer hy ook al besluit om dit te doen. Daarom kan die psalmskrywer sê, Here, werk met ons soos wat ons op u wag. Bring u goedertierenheid soos wat ons op u wag. Wanneer laas het jy jou gebedslewe gevat en ons gaan dit vandag doen? En nie 'n enkele woord oor jouself daarin gesê nie. Wanneer laas het jy die Here geloof en geprys deur die hele tyd net na hom te kyk en net vir hom op te lig? Want hoe groter die Here in jou oë raak, hoe groter raak die manifestasie van hom deur jou. Hoe voller kom jy daaruit en die vyand se plan faal as jy voller van hom daar kom. So dis reg, Satan, jy kan vervolg. Jy kan kom steel, slag en verwoes, maar weet net een ding, sê die Here vir Satan deur Job. Ek gaan vir Job beter aan die ander kant uitbring. Voller van wie ek is. Daarom sê Job, nadat hy vir 38 hoofstukke na homself kyk, sê hy, dink ek in 41 van die boek sê hy, ek herroep alles wat ek gesê het, want vir 38 hoofstukke praat ek van myself. En is my fokus myself, en my seer, en my gat, en my verlies, en alles wat met my gebeur, en my, en ek. Ek is op die 6de dag gemaak, die mens. Ek is 6. Al wat die vyand wil hê, fokus net op jouself. En Jesus sal nie groter word in jou lewe nie. Haal die fokus van self af en kyk na hom. En wanneer iemand vir jou vra hoe dit gaan, wees eerlik sê, weet jy wat, dit gaan nie so lekker met my nie, maar ek dien 'n ontsaglike groot God.
En ek vertrou hom om my op die regte tyd nie net hier uit te haal nie, maar te versterk en vir my vreugde te bring in plaas van hierdie smaad. Om vir my 'n kroon op my kop te sit, 'n getuienis in plaas van hierdie as. Of vir my 'n mantel aan te trek, dat as iemand aan my kyk en met my praat, sal hulle die waarheid hoor, maar hulle sal sien hoe ek die Here loof en prys in my gat. In my put. En daar sal vreugdeolie uit my uitstroom, nie oor my toestand nie, want dan sal ek jok, maar oor wie hy is en wat hy klaar gedoen het. En as jou gebedslewe so begin raak, en as jy so begin roep na die Here, dan raak dit hierdie lied, en dan lees jy hom weer, en dan bid jy vir jou Psalm 33 vanaand deur. En jy sê, Here, ek jubel in U, my loflied is vir U, ek sing tot U eer 'n nuwe lied. Here, U woord staan vas. Dit wat U spreek, het gebeur, dit sal altyd gebeur. Here, ek vertrou U. U is die gedigte God. Wie kan standhou by U? Wie kan optrek teen U? Watter vyand kan U verslaan? Here, die skatkamers van die hemel en daar waar die sneeu is, wie anders beheer dit as U? Ek beloof jou, iets gebeur in jou. Ek beloof jou, die oomblik as jy jou hart skuif van jouself af waar die vyand jou wil hou. Want die oomblik as jy op jouself fokus, gaan jy in selfbejammering ingaan. Kom ek skok jou, selfbejammering is die toppunt van pride, van trots. Selfbejammering, sies tog shame, arme ek, is die toppunt van trots, want waaroor gaan dit? Net oor my. Sies tog shame, ek is in die hoekie, kry my jammer, dis waar baie politiek in ons land gaan. Sies tog shame. Kinders van die Here, fokus nie op sies tog shame nie. Kinders van die Here kom agter ek is daar, en ek wil in sies tog shame ingaan, en ek wil nie almal my jammer kry, en ek besef, maar ek gaan nie voller daar uitkom, as iemand my jammer kry nie. Ek gaan 'n oplossing kry. Iemand gaan met, ag, ek is so jammer, dis vir jou R5, dis vir jou R10, dis vir jou broodjie. Dit gaan my honger stil as ek roep, maar dit gaan my nie op 'n beter plek los nie. Ek is nie voller van Christus as ek daar uitkom as wat ek ingegaan het nie, tensy ek die fokus skuif. Tensy ek kyk na hom en sê, Here, vir te lank het ek gefokus op myself. Nou gaan ek leer om hierdie garment of praise, om hierdie kleed van 'n loflied aan te trek. En die oomblik as ek hom aantrek, het jy kan maar maak wat jy wil in jou brein, hoe jy die prentjies sien, hang vir jou jas in die kamer, ek weet nie. Sprei paint om aan die agterkant, of skryf met 'n koutjie, hierdie is my garment of praise. En die oomblik as jy hom aantrek, is dit 'n fisiese ding wat jy aantrek om jou te herinner, nou kyk ek op. Al voel ek hoe sleg, al is ek hoe down, al is ek hoe lus en nou te hardloop na 'n aardse kruk om my hier uit te kry, weet ek gaan nie voller daar uitkom as ek nou na hierdie goed gryp het, tensy ek die garment of praise, tensy ek die kleed van lofliedere aantrek nou, en sê nou besing ek die lof en die eer van die Here alleen, ek fokus nie vir 'n oomblik op myself nie. Nou begin jou gebedslewe actually iets beteken. En ek sê nie, jou gebedslewe is leeg nie, ek sê net, ons gebedslewe het so min van die Here in, want ons het so baie wat ons nodig het van hom. Ons vra so baie, en ons gee so min eer. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat ons U naam oplig. Laat ons U verheerlik vir wie U is. En die oomblik as daai goed gebeur, weet wat begin gebeur? Daai identiteit wat hy in jou geplaas het, naamlik homself, deur sy Heilige Gees, kom vervang the spirit of heaviness. Daai spirit of heaviness word vervang met sy gees, met sy ruach. En dan gebeur Handelinge 1:7 tot 8 en 9 in jou lewe, en kom die Gees oor jou, wat in jou leef as jy gewederbaar is, en jy ontvang krag. En jy kom vol daaruit. Josef kon ook selfmoord gepleeg het daaronder, in die gat. Josef kon ook gesê het, dit is genoeg, die skande is te groot vir my. Maar Josef kom daaruit, en die Here werk dit ten goeie mee, dat terugslag op terugslag, op terugslag, op terugslag in sy lewe, gat, op tronk,
op valse aanklagte werk in sy lewe, tot by die punt waar die Here sê, nou draai ek dit om die as, vir tweede in bevel, van Egipte. Nou draai ek die moan and groan, draai ek vir jou om in vreugdeolie, jy gaan vir jou pa sien, en jou broers, nou draai ek dit vir jou om, met 'n garment of praise, sodat jy die een is wat profeties staan vir die verlossing van 'n volk, want toe Jakob en sy res van sy seuns gered word, toe word almal gered wat vorentoe deel moet wees tot Jesus kom. En 'n hele nasie word gered met 'n garment of praise. Ek sê nie ek gaan nie weer in 'n sleg plek ingaan nie, en ek sê jy ook nie. Ek kan jou nie beloof dat jy nie weer sal seer kry en op sleg plekke wees en treur nie, maar wat ek vir jou wel sê is as jy verstaan dat die fokus moet skuif na hom in plaas van jou, gaan jy nie net vinniger daar uitkom nie, maar jy gaan voller daar uitkom. Jy gaan voller daar uitkom. En jy gaan beleef hoe die Here jou bekragtig en bemagtig met getuienisse, sodat jy saam met iemand kan stap wat daar binne is en sê, ek sit nou by jou, ek luister nou na jou. Ek, Here, in my hart bid ek, Here, ek vertrou U vir die regte tyd om te sê, en wanneer hierdie persoon klaar gepraat is oor hulle gat, dan kan jy sê, kan ek jou gou vat? Jesaja 61 toe. Kan ek jy gou gaan kyk, hoe lyk a garment of praise for a spirit of heaviness? Kan ek jou wys, wat kan gebeur vanuit my eie lewe, wanneer die Here my swaarmoedigheid, my teneergedruktheid, my moedeloosheid, my verslaafheid vat, en het omdraai, tot eer en verheerliking van sy naam. En kyk 'n bietjie hoe die Here 'n werk doen wat niemand van ons kon doen nie voor jou oë. En daarom vra ek julle nou. Asseblief. Want as jy nou dink wat Job nou alles deur is nou Job 72. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verwerk die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor tog, en ek sal spreek, ek sal U ondervra en onderrig U my. Volgens hoorsê het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Daai gedeelte sê in 'n ander vertaling, van hoorsê het ek julle herken, maar nou het ek U van aangesig tot aangesig gesien en ontmoet. So, ja, ek kan nie veel meer sê nie. Ek het gisteraand in die bed gaan klim, en ek het net hierdie ding oordink. Ek het net gesê, Here, dit is vir my 'n absolute ontdekking. Dis vir my 'n pot goud wat ek vir die eerste keer kry. En is baie meer werd vir my as net wat ek gedink het as lofprysing in die verlede was. Net saam sing, net probeer om my uit te kry, maar ek het nie noodwendig, it wasn't lasting. Dit is soos 'n pil wat jy drink en dit help vir 'n tydjie, maar dit is nie lasting nie. Maar om die naam van die Here te vereer, om hom te lofprys vir wie hy is, om net na hom te kyk en hom te verheerlik, by default haal my daai uit. Wat 'n lieflike iets. Ek weet nie wat dit vir jou beteken, maar vir my sal die garment of praise nooit weer dieselfde wees nie. Pieter. Wie, ek moet dit op die rekord. Maar as jy nou so sê, dan tref dit my dat dit is iets wat jy beleef het. En hoe ouer jy word, hoe meer van hierdie fases, insidente, omstandighede gaan jy beleef, so dit word 'n verwysingsraamwerk. En die verwysing, daai vriende van Job, wat Tanya nou, hulle het baie wyshede kwyt geraak. Hulle het baie dinge gesê, wat wonderlik klink tot hier by Job 40:37 tot 42 al. Maar God het hulle tereggewys.
Verstaan? So hulle het nie al die kennis in pad gehad nie, maar hierdie is waardevol, wanneer jy oorwinning kry in Christus. Want dit was nooit God se bedoeling dat, soos wat Bruce gesê het, pastore of dominees jou moet tot ander insigte bring nie. Hy self sal jou tot ander insigte bring. Hy sal deur, soos Jakobus sê, wees bly wanneer allerlei beproewinge oor jou pad kom. Want dit skep die verwysingsraamwerk, so hoe meer jare daarvan jy het, hoe meer oortuigend kan jy praat, maar elke mens moet dit nog vir hom of haarself uitsorteer self, met die Here, met God, met die Heilige Gees. Absoluut. Want Pieter, ek gebruik altyd dieselfde voorbeeld, maar dit is vir my regtig 'n mooi voorbeeld. As jy 'n bietjie 'n studie gaan doen oor Usain Bolt, wat tans nog die wêreldrekord hou op die 100 meter. Dan kan jy 'n bietjie gaan kyk. Hy was die vinnigste ou gewees van altyd af. Glad nie. Hy het baie tweede, derde, vierde gekom in sy lewe. Maar hy was meer vasberade as baie ander om te oefen en te oefen en te oefen en te oefen. Vandag staan die wêreldrekord agter sy naam en is nog nie gebreek nie. As ons gaan aanhou in ons gebedslewe soos ons aanhou, gaan dit vlak bly. As ons gaan oefen en oefen en oefen om meer eer aan die Here te gee as wat ons dinge vra, en ek sê nie jy mag nie vra nie, Onse Vader het al die komponente, en ons kan dit later deurwerk, al die komponente in van 'n gesonde gebedslewe, maar die Onse Vader het meer eer aan die Here as wat jy besef, en lofprysing aan hom, voordat jy kom by wat jy nodig het, want die Here weet dit. En ek vra vanoggend vir jou, daar waar jy sit, langs iemand, draai net na een persoon toe. Ons gaan nou bid, maar nie een woord oor jouself nie. Niks. En moenie bang wees nie, ons jaag verskaam by hierdie deur uit nou. Moenie bang wees oor wat jy sê nie, niemand luister nie. Niemand is veroordelend nie. Ons is nie fariseërs wat op die straathoeke staan en bid sodat mense ons moet hoor en sê kyk hoe cool bid ons nie. Nee. Ons is hier om te leer, te implementeer wat ons leer. Nee, broers, ons moet 'n praktiese implementering kry van dit wat die woord ons leer. En ek voel die Here sê vir my, en as ek dit alleen voor dan is dit fyn. Laat ek dit ten minste met jou gedeel. Bou, eer my, lig my naam op, verheerlik my meer en jy sal sien wat ek in jou lewe groei en wat ek doen. En die ywer van die Here van die leerskare sal dit self doen. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Hy sal jou deur sy gees lei, hy sal jou troos, hy sal jou bystaan, hy sal jou uithaal, hy sal jou oplig. En hy sal ook toelaat dat jy in sulke plekke ingaan tot eer en verheerliking van sy naam. So kom ons verheerlik hom. Dit gaan 'n uitdaging wees want 'n mens is geneig om te wil bid vir die ander persoon, jy is geneig om te wil vanoggend is jou fokus, hoe kan ek opkyk na hom en sê Here, ek fokus nou net op wie U is. Al is dit 3 woorde wat jy sê tot verheerliking van sy naam, dan is dit 3 woorde net tot die verheerliking van sy naam en dan trek jy vanoggend die garment of praise aan vir 'n spirit of heaviness. Kan ek dit sê? Ek het eendag so mooi ding gehoor wat iemand gesê het dat alles wat ons het God vir ons gegee. Ja. En alles wat ons het om hom terug te gee, is wat hy vir ons in die eerste plek gegee het. Maar lofprysing en worship is die enigste ding wat ons vir hom kan gee uit ons eie uit, wat hy nie ons eerste gegee het. Ek het dit net so mooi om te dink, dit is daai ding wat jy, en as jy dit so fisies vat om te dink, dit is jou pa, en as een van my kinders na my toe kom, en vir my al raak sien en verduidelik, en sê dit en dit en dit, en dit is wat ek jou sien, en my half beplek dat sy dit dankbaar is, hoeveel te meer is hy nie, gaan hy nie, want hy is altyd dieselfde. Amen. En as iets ander dinge, dat ek dink, weet nie wat se psalm dit is nie, maar wat ook sê dat, dis nie net ons wat hom lof en prys nie, maar ons moet ook alles wat hy gemaak het, die berge, die son, die maan, die sterre, die oseane, die riviere, alles om vir dit te sê, dit is wie jou creator, jy doen saam met ons, dit wat hy gemaak het, om ook lof en prys. Ja, die klippe sal uitroep as julle as mense dit nie wil doen nie. Yes. Sê die, ja, nee, is lieflik Marina, ek dink regtig, vir my, dit mag van julle wees wat lankal daar is, maar dit is vir my regtig 'n openbaring,
Dis vir my regtig 'n diep openbaring die Garment of Praise. Bly ek my herinner daaraan, want dit is definitief. So ek gaan nou die seën uitspreek. Sal almal saam die seën uitspreek en dan vra ek dat julle sal bly sit en saam met mekaar bid en ek wil nie iemand beperk op tyd nie, so as jy wil vinnig gaan, as jy welkom, as jy wil lekker sit en saam met iemand nog verder bid en die lof van die Here bring, dan moet jy welkom wees om dit te kan doen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.